surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me. I'm desperate for you, so desperate for you. Lord, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Lord, I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like the rushing wind, Jesus, breathe early. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Ek gaan vanmôre 'n bietjie baie uit die boek van Genesis uitwerk. So ons gaan 'n bietjie, want daar is 'n belofte vasgelê in die begin. Daar is 'n belofte vasgelê in die begin en daardie belofte moet homself uitspeel. Anderste is God nie 'n waarmaker van sy woord nie. En baie keer mis ons daardie waarheid. En daarom kan dit hom nie uitspeel nie. Maak die Bybels oop in Genesis hoofstuk 3 en ek gaan vir u vers 14 en vers 15 voorhou. Genesis hoofstuk 3 vers 14 en vers 15. Hou dit in die Afrikaans of lees, volg my in die Afrikaans, ek wil dit graag in die Engels lees. Alright, volg my in jou Afrikaanse Bybel. Ek gaan dit graag vir jou in die Engels lees.
And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shall thou go, and dust shall thou eat all the days of thy life. Vers 15. Luister nou wat hy sê. Dan hoor hy vervloek die duiwel, en hy gaan nou sê wat die vervloeking van hierdie duiwel gaan wees. Die seil op die pens was maar net, hy sê, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. So hy gaan vyandskap stel tussen die saad en die vyand, maar die vyandskap gaan eintlik wees tussen die saad van die vrou en die saad van die vyand. Hy sal die saad aan die hakskeen byt, maar die saad sal sy kop vermorsel. En dit is die belofte reg van die begin af wat God gemaak het toe sondeval gekom het. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En reg van die begin af, vandat God daai belofte gemaak het, is daar 'n stryd tussen die vrou se saad en die saad van die vyand. Daar's 'n stryd tussen saad. Alright, ek kan nou nie die hele ding skryf nie, daar's 'n stryd tussen die saad. En omdat God daardie belofte aan die vyand gemaak het, moes die vyand derentyd probeer om die saadlyn te beïnvloed. Met ander woorde, daar's 'n saadlyn wat moet plaasvind, en die vyand het derentyd probeer om daardie saadlyn te beïnvloed. Want hy het geweet, God is geen mens dat hy kan lieg nie. So as hy 'n belofte gemaak het dat hy jou kop gaan vermorsel, moet daar die belofte in vervulling gaan. Nie God nie. Die saad gaan sy kop vermorsel. Dit is baie duidelik om dit te verstaan. Die saad gaan sy kop vermorsel en reg van die begin af was daar 'n stryd. As jy na Genesis hoofstuk 5 toe gaan, Genesis hoofstuk 5 vers 3, begin dit alreeds. Kain slat vir Abel dood. Alright? Ons ken die verhaal. Kain slat vir Abel dood. Want Kain was alreeds beïnvloed deur die vyand om die saadlyn te probeer beïnvloed, en daarom maak hy vir Abel dood. Maar hy hou nie tred met wat God gesê het nie. Hy sê in vers 3, and Adam lived 130 years, and he begat a son in his own likeness, after his image, and he called his name Seth. Kan jy sien, reg van die begin af, wil die duiwel die saadlyn beïnvloed, en hy maak die een wat die saadlyn sou voorttrek, probeer hy doodmaak, en God gee hom die geleentheid om weer 'n seun op te wek na sy beeld en na sy gelykenis. Met ander woorde, hierdie seun sal veroorsaak dat die belofte van God in vervulling gaan. Verstaan jy wat ek sê? Met ander woorde, die duiwel het reg van die begin af. Ons het altyd sê, Kain slat vir Abel dood en Seth skreeu en raas, ons het so rympie gehad, né? Maar nooit geweet dat God het in Seth 'n ding vasgelê. Want Adam is geskape na die beeld van God, né? En Adam moes 'n seun voortbring na sy eie beeld en na sy eie gelykenis, sodat die belofte in vervulling kan gaan dat die saad sy kop moet vermorsel. Right. Julle het dit so ver, nou julle het dit so. Okay, kom ons gaan dan na Genesis hoofstuk 6 toe.
Ek wil hê jy moet nie die prentjie verloor nie. Ek wil hê jy moet van die begin af nie. Daar was 'n belofte. Daar is 'n saadlyn wat moet loop totdat daar 'n vervulling moet plaasvind van hierdie belofte wat God gemaak het. Alraai. Ons weet dat die God het die duiwel geskep. Hy was nie 'n gevalle engel nie. God het die duiwel of die versoeker geskep om te versoek, sê die Bybel. So dit was sy werk. Het jy gehoor wat ek sê? Baie min het nou gehoor. Hy het die duiwel geskep om te versoek. As die versoeker het hom geskep om te versoek, dit was sy werk. En dit staan geskryf in Jesaja, jy kan dit maar gaan lees. Alright? In Genesis hoofstuk 6 vers 12 sien, of sê hierdie ding. Genesis hoofstuk 6 vers 12, ekskuus, het ek weer gesê 2. Genesis hoofstuk 6 vers 12 is hierdie stelling wat God gemaak het. Luister wat hy sê, and God looked upon the earth and behold it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat die skrif sê? Alle vlees was gekorrup en hulle die weg van God se plan beïnvloed. En daarom moes God 'n sonvloed stuur. En hy moes iemand uitroep of uitred wat hom glo. Daarom moes hy die sonvloed in die wêreld inbring of in die beleefde wêreld, op die wêreld waar daar lewe was van die mens, omdat die mens korrup was, sy vlees was korrup, en as hy dit laat aangaan het, sou die saadlyn korrup geraak het. Hoor jy wat ek sê? Hy moes 'n einde bring aan die korrupsie. Ek hoop God bring dit in Suid-Afrika ook. Hy moes 'n einde bring aan die korrupsie, want die saadlyn sou beïnvloed word. As die saadlyn beïnvloed was, het jy geen redding gehad nie. Dan was die mensdom vir altyd gekorrup op hierdie aarde. Ek wil dit weer sê, as die saadlyn gekorrup was, was die hele redding van die mensdom verlore. OK, dink ek het genoeg gesê daaroor. As ek na Genesis hoofstuk 15 toe gaan, Genesis hoofstuk 15, Genesis hoofstuk 15, en ek gaan vir die vers 1 tot en met vers 5 lees. Onthou die herentyd, daar was 'n belofte gemaak vir die vervulling aan 'n saad. 'n Belofte vir die vervulling aan die saad, en daarom moes die duiwel, wat geskep is om te versoek, probeer om die saadlyn te beïnvloed. Hy moet dit bederf. OK, Genesis hoofstuk 15 vers 1 sê, After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. In ander woorde, ek sal die belofte beskerm. I am the shield of thy reward. Alright, vers 2. And Abram said, Lord, what will thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed. Luister wat die skrif sê. To me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bells
shall be thine heir. All right? And he brought him forth abroad and said, Look toward the heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Kan jy twee dinge sien daar? Net so van, dis nie deel van my preek nie, maar twee dinge sien daar. Kan jy sien wat God sê? Hy sê, tell to the stars. Het jy dit dan gesien? Tell to the stars. If thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Luister die woord van geloof. Vertel vir daai sterre, soveel as wat julle is, sal my kinders wees. En in die Afrikaans sê hy, tel die sterre. Sê nee, vertel vir daai sterre, soveel as wat julle is ontelbaar, soveel sal my nageslag wees, wat uit my saad sal voorkom. Fantasties, né? Kan jy sien waar pas geloof in? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En as jy nie weet wat die hoop is wat beskryf is nie, het jy geen geloof nie. Dan werk jy op wat jy gehoor sê. Maar ons weet, die saadlyn moet probeer beïnvloed word, alright? En God gee vir Abraham 'n vrou met die naam van Sara. Kan ek dit maar hierso skryf? Sara. Here, hoe gaan jy dit regkry? Sara is onvrugbaar. Halleluja. Here, hoe gaan jy dit regkry? Want Sara is onvrugbaar. En wat probeer die duiwel maak? Hy stuur vir Hagar om die saadlyn te probeer beïnvloed. Kry Hagar kleintjies wat slawe is. En omdat Sara onvrugbaar is, het Sara ook geweet daar was 'n belofte aan Abraham. En sy probeer ook die saadlyn beïnvloed en sy sê vir Abraham, okay, vat vir Sara en maak vir jou kinders. Want sy is onvrugbaar. Alright? As jy na Genesis 17 toe vat, ek wil vanmôre baie vinnig deurgaan, ek wil jou nie verloor nie. Ek wil jou nie glad nie verloor vanmôre nie. As jy na Genesis 17 vers 3 toe gaan, Abraham fell on his face and God talked with him. Abraham fell on his face and God talked with him. Vers 16 en dan vers 17. Luister wat God sê. I will bless her and give her a son also of her. Yea, I will bless her and she shall be a mother of nations. Kings and people shall be of her. Die onvrugbare. Then Abraham fell on his face en lag. Toe val Abraham op sy gesig en hy lag en sê in sy hart, shall a child be born unto him that is 100 years old, and shall Sarah that is 90 years old bear? Hy lag sy as af. Vergeet van die feit dat God het 'n belofte gemaak. Met ander woorde, God persoonlik moes ingryp met die bevrugbaarheid van Sara. Het jy gehoor wat ek sê? Met ander woorde, God moes persoonlik ingryp met die bevrugting van Sara, sodat die bloedlyn of die belofte nie deur Hagar loop nie. Dit moet deur die vrou van die verbond loop.
En die vrou van die verbond is onvrugbaar, so God moet persoonlik self ingryp om haar vrugbaar te kry. Luister, Abraham was onvrugbaar. So God moes op twee maniere ingryp. Hy moes op die beloftedraer ingryp en hy moet op die vrou ingryp aan wie die belofte, deur wie die belofte sou plaasvind. So op 'n bonatuurlike manier moes God Sara bevrug kry en God moes Abraham bevrug kry. Anderste loop die mensdom in corruption in. Right? Dan loop die mensdom in die dood in. So God moes hulle vrugbaar kry en God gryp op 'n bonatuurlike manier in. En God maak hulle vrugbaar. Alright? En nou kom Isak. En sy vrou se naam is Rebekka. Raai wat? Onvrugbaar. Rebekka onvrugbaar. Sara onvrugbaar, Rebekka onvrugbaar. En God moet weer op 'n bonatuurlike manier ingryp, want hy maak aan Abraham 'n belofte. Hy sê en aan jou saad. En toe Abraham lag, toe maak God 'n verskil, 'n klein verskilletjie. Hy sê aan die saad van die belofte. Met ander woorde, God hernie sy verbond met Isak. Want Isak is die saad van die belofte, toe Abraham gesê het, Here, dit is nie moontlik nie. En toe die saad van belofte tevoorskyn kom en Sara doodgaan en hy met 'n nuwe, of haar seun met 'n vrou vat, toe vat hy 'n onvrugbare vrou. En God moet weer ingryp. Halleluja. Vir wat? Om daardie saad en die bloedlyn skoon te hou. Die Bybel is nie sommer net fairy tales nie. Dit werk van die begin af na 'n punt toe. En daarom as mense die tydlyn van God nie verstaan nie, dan neuk hulle rond in goed wat God nooit gesê het nie. Daar's nou nog na 2000 jaar mense wat vasgevang is onder 'n wet wat uit 'n berg uitkom. Of van 'n berg afkom. Nog tot vandag toe. Kom ek so 'n bietjie 2 minute, net 2 minute van my preek af weggaan. Ek sit en luister na iemand uit die moslim uit, 'n baie geleerde, vlot leermeester in Aramees en in Hebreëus en in Grieks, baie hooggeleerd. En hy roep 'n paar keer duisende mense, moslems, dat hulle moet Christene nooi na die vergadering toe. En hy maak hierdie stelling. Hy sê, as daar iemand is wat vir hom die goddelikheid van Jesus Christus kan uitwys, en uit die mond uit van Jesus Christus dit self kan sê, waar hy dit self gesê het, dan word hy onmiddellik 'n Christen. En weet jy, uit daai duisende kan niemand hom 'n behoorlike antwoord gee nie. Ek staan verbaas. En hy sê, vra hulle, waar het Jesus dit gesê? Maar dit wys jou met watter oogpunt 'n mens die Bybel lees. Want die Here Jesus het persoonlik gesê, ek getuig nie van myself nie. Vra my volgelinge, hulle sal vir jou sê wie ek is. En niemand het daardie insig om dit vir daardie moslim te sê, sodat hy 'n Christen kan word nie. Ek staan verbaas. Ek gaan nader aan iets wat ek nooit doen nie. Ek gaan daar op die comments en ek sê, kan iemand nie asseblief net vir hierdie moslim vertel, wat is die waarheid nie? Want jy kan of die skrif glo, of jy kan die gewer van die skrif glo. Jy kan of 'n verhouding hê met die dooie letter, of jy kan 'n verhouding hê met die een wat die letter gegee het.
Jy kan of 'n verhouding hê met die dooie letter, of jy kan die verhouding hê met die gees van waaruit die letter gekom het. Ek sê jou, as ek daar was hy moslim 'n Christen. Want hy staan, en die Here sê, moenie my vra nie, vra hulle wat elke dag saam met my was. Hulle sal vir jou sê wie ek is. En aan die einde kom seker die grootste getuienis. Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. So watter getuienis, maar hulle glo dit nie. En ek glo baie van die ouens wat daar sit, glo dit ook nie. Halleluja. OK, kom ons sê, gaan 'n bietjie verder. Luister na Genesis hoofstuk 26. Genesis hoofstuk 26. Genesis hoofstuk 26 vers 4 sê, en onthou hierdie belofte is nou aan Jakob. Want Isak het God bevrug sodat hy, of sy vrou bevrug sodat sy vir Jakob en Esau kon kry. Alright? En onmiddellik voor die kinders gebore is, sê God, die oudste sal die jongste dien. Die oudste sal die jongste dien. Want die saadlyn moet skoon gehou word. Hy het geweet wie gaan die saadlyn beïnvloed en wie nie. Daarom sê hy, die oudste sal die jongste dien. OK, nou luister wat sê hy vir hom in Genesis hoofstuk, wat ek nou gesê 26 vers 4. Hy sê, and I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and I will give unto thy seed all these countries, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Het jy gesien, God se plan het nooit van die saad, belofte van die saad afgewyk nie? And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Alright, so die belofte gaan oor die vervulling van die saad. Alright, onthou God het dit verander, dat toe Abraham lag, toe sê hy, OK, in die seën van die belofte sal die vervulling van die saad, of die belofte in vervulling gaan. Alright, en vanuit Isak dan, moes dan die saadlyn dan nou voortloop, totdat die tyd aangebreek het, vir die vervulling van die belofte, dat die saad moet daardie belofte laat plaasvind. Alright? OK. En kom ek gaan jou so 'n bietjie fast forward, soos die Engelsman sou sê. Ek gaan jou so 'n bietjie fast forward na die Nuwe Testament. Julle ken die Ou Testament, dat God moes op 'n stadium Moabitiese vrouens gebruik. Hy moes op 'n stadium ander geslagte gebruik om die saadlyn en die belofte en die geloof aan die saadlyn rein te hou. Alright? So hy moes ander mense begin gebruik. Kom ek vat jou fast forward na die boek van Lukas toe. Lukas hoofstuk 1. En nou moet jy asseblief baie mooi luister. Lukas hoofstuk 1. Elke keer as die man van belofte 'n vrou gekry het, was hierdie vrou onvrugbaar en God moes ingryp. Alright? Elke keer was hierdie vrou of die man aan wie die belofte gemaak het, se vrou onvrugbaar. Right, kom ek lees vir jou in Lukas hoofstuk 1 vers 30. Lukas hoofstuk 1 vers 30. En ons weet dat die engel het toe by Maria gekom. Die tyd van die belofte moes in vervulling gaan, en luister na wat sê, and the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. All right? And behold, thou shalt conceive in thy womb, and shall bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom, and of his kingdom there shall be
no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? All right? Ek wil hê jy moet dit onthou. I know not a man. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing, het jy dit gesien daar? Therefore that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Mary sê, luister engeltjie, ek het nie 'n man wat iets kan voortbring wat heilig is nie. Is nie dat ek ken nie 'n man nie. I don't know a man that can bring forth a thing that is holy. Ek ken nie 'n man wat my kan bevrug met iets wat die goedkeuring van God sal hê nie. En daarom sê die engel, moenie bekommerd wees nie. Ek het nie eintlik 'n naam vir hom nie, but the holy thing that shall be born of thee. Hoor jy wat hy sê? Met ander woorde, daai ding wat uit jou sal voortkom, gaan 'n heilige ding wees. En daai heilige ding wat van jou gebore word, sal die seun van God genoem word. Dankie vir Maria. Sê Here, maak nie saak met wie ek gaan trou nie, maar ek kan nie voortbring wat die belofte sê nie. En God moet bo natuurlik ingryp. En niemand het geweet wat sal voortkom nie. Selfs die engel het nie geweet nie. En hy het maar net gesê, God sê, noem hom Jesus, maar hy sal 'n seun van God wees, want God het hom verwek. Het jy gehoor wat ek sê? God het hom verwek en nie 'n mens nie. En daarom sal dit 'n heilige ding wees wat niemand 'n naam voor het nie. Die enigste bekende naam wat ek vanuit die troonkamer of die teenwoordigheid van God vir jou kan sê, hy sal 'n seun van God wees. En ons weet dat dit het gebeur. En die tyd vir daai vervulling neem sy aanvang met die bevrugting van Maria. Want as Maria toegelaat het dat iets anders sou bevrug, was die belofte aan die saadlyn beïnvloed. Bly saam met my na die boek van Galasiërs, hoofstuk 4, vers 4. Galasiërs hoofstuk 4, vers 4. But when the fullness of time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law. Kan jy sien? Toe die tyd aanbreek vir die belofte om in vervulling te gaan, toe moes God 'n man stuur, 'n vrou stuur, gebore uit of 'n man stuur of 'n vrou bevrug om 'n iemand te laat gebore word, sodat hy die wat onder die wet was, onder die vloek was, onder die curse was van die aarde, moes hy gekom het om dan vry te maak, sodat hulle aanneming van kinders kan ontvang. Die prentjie verander. Die prentjie verander so bietjie. As jy nou saam met my na die boek van Galasiërs hoofstuk 3 toe gaan, Galasiërs hoofstuk 3, Galasiërs hoofstuk 3 vers 6 en vers 7. Luister baie mooi wat hy sê. Even as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness.
Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Het jy dit daar gesien? Het jy dit gesien daar? The same are the children of Abraham. Met ander woorde, die kinders gaan deel wees, vasgevang in 'n belofte vir 'n nageslag. Van die nageslag, alright? As jy nou na vers 16 toe gaan, and now to Abraham and his seed were these promises made. Luister baie mooi. And to, he said, not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Luister baie mooi wat die skrif sê. Which is Christ, to his seed. Vers 19. Alright? Wherefore then served the law? It was added because of transgression. Here, maak 'n koneksie asseblief. Till the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. Until the seed should come. Alright? Wat was die belofte oorspronklik? Die saad sal jou kop vermorsel. Alright? Nou luister in vers 25 van dieselfde hoofstuk. Ek gaan vanmôre sê, ek sê nie baie lank preek nie. But after that faith is come. Wat het Abraham gedoen? He believed God and it was counted to him for righteousness. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster nie. Alright? Ons is nie meer onder 'n tugmeester nie. Vers 26 sê, for ye are all the children of God by the faith of the faith in Christ Jesus. Ander vertaling sê, by the faith of Jesus Christ. Okay, vers 27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Sien jy die woord daar? Het jy 2 verse terug se woord gesien? Okay. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all in Christ Jesus. Luister mooi wat hy sê. Nou maak oop nou jou ore. And if you be Christ's, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Jy gehoor wat hy sê? As jy dan aan Christus behoort, is jy die vervulling van die belofte aan die saad. Het jy gehoor wat ek sê? Dan is jy die vervulling van die belofte aan die saad. En as jy glo wat God sê, dan kan die vyand nie meer die saad beïnvloed nie. Nou ons weet dat op hierdie kruis, toe hy die prys betaal het, het hy wat gemaak? Die vyand in die openbaar tentoon gestel. Hy het hom gestroop van alle gesag, alle mag en alle autoriteit. Dit wil sê, die vyand het nie invloed op die vervulling van die saad nie. Want die aanklag wat die vyand kon gebruik het, is uit die weg uitgeruim. En as jy deur die Gees van God gelei word, kan die vyand die saad nie beïnvloed nie. Onthou een ding, hoe gaan ek dit nou mooi sê? Die versoeker is dalk uit die weg uitgeruim, maar die gees van die versoeker bly nog steeds lewe. Jy gehoor wat ek sê? Die versoeker is dalk uit die weg uitgeruim, but the spirit of the deceiver is still living. Luister wat ek sê vanmôre. Die gees van die versoeker lewe nog aan.
alhoewel die versoeker uit die weg uitgeruim is. En baie mense word gemislei deur die gees van die versoeker. En dan sê hulle, dis die duiwel. Nou as die saad gemaak is, of die belofte aan die saad van vervulling gegaan het, en dit het in vervulling gegaan, en ons het nou gesien, as ons glo in Christus, en ons glo met die geloof van Jesus Christus, en ons glo soos wat Abraham God geglo het, en dit hom tot geregtigheid gereken het, dan is ons die vervulling van die belofte van Genesis. Dan is ons die vervulling van die belofte van Genesis, en is dit in ons lewe vervul, want ons is die uitvloeisel van die saad aan wie die belofte gemaak is. Daar is sy kop vermorsel, maar ons is die uitvloeisel van die saad, sodat die vervulling van die belofte, luister nou baie mooi wat ek sê, in vervulling kan bly. En ons verraai daai vervulling deur te glo wat voor die kruis plaasgevind het. As jy die vervulling is van daardie belofte, dan moet daar iets in die Nuwe Testament weet wat dit bevestig. As jy die vervulling is, dan is daar iets in die Nuwe Testament wat dit moet bevestig dat nadat hierdie prys betaal is, daar 'n vervulling moet plaasvind aan die belofte. Onthou, ek en jy het ons oorsprong uit dieselfde Vader uit as wat Jesus sy oorsprong het. 1 Petrus, hoofstuk 1, vers 23. 1 Petrus, hoofstuk 1, vers 23. Onthou wat hy gesê het, if you are Christ, then are you Abraham's seed, en die vervulling van die belofte. Right. And you been born again. Luister vanmôre in Jesus naam. Born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Met ander woorde, luister in Gods naam, jy is die vervulling van die belofte wat God gemaak het in Genesis, omdat jy uit 'n lewende saad gebore is, wat nie korrup kan word nie. Die enigste manier hoe jy dit korrup kan kry, is om na korrupte mense te luister, en nie na die gees van God nie. So die vervulling van die vloek op die vyand lê in my en jou lewe vasgevang. En weet jy wat sê die skrif? Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, seen of angels, preached unto the heathen, take up into glory. So wie manifesteer die uitvloeisel van die verwoesting van die kop wat vermorsel is, behalwe die saad aan wie dit gemaak is. En ek en jy is van die saad van lewe afkomstig. God wat lewe gegee het. Die boom van lewe. En die enigste manier hoe die versoeker of die gees van die versoeker nog 'n invloed kan hê, is omdat ons die gees van die versoeker glo, en nie glo dat die gees van hom wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het in ons bly. Daarom is die vervulling van Genesis in jou lewe. En daarom sê hy, ek is die eerstgeborene van baie broeders. Die vervulling of die uitvloeisel van my saad sal jy in my broer sien. So waar lê die evangelie vasgevang en die uitvloeisel daarvan, en waar lê God vasgevang en die uitvloeisel daarvan, waar lê die waarheid van die evangelie en die uitvloeisel daarvan, behalwe vanuit sy teenwoordigheid, waar jy die tempel van is en waaruit God kan lewe, en waarin die lig van die evangelie sy skyn kan maak, sodat dit 'n verligting kan gee in 'n wêreld
wat nog steeds vasgevang is onder die gees van die vloek van die duiwel. Ja, dis hoekom Paulus sy hele geveg was, om die woord van God in vervulling te kry, die woord van God in vervulling te kry in ons lewe, Christ in you, the hope of glory. Kan ek dit weer sê? So die hele belofte wat gemaak is, wat aan die saad gemaak is, kan net sy vervulling vind in hulle wat glo, soos Abraham God geglo het en dit hulle tot geregtigheid gereken het, sodat die saad sy volle aanvang kan hê in hierdie wêreld. En jy is die vervulling van die saad aan die belofte. Amen. Dis 'n goeie vergelyk. You are pregnant with the fulfillment of the promise of the seed. Okay, lees dit gou, laat ek dit net gou in woorde omsit. In barensnood is gestalte kry. Alright? Kan jy sien? Dit is waar. We are pregnant. Met Galasiërs, wat is die vers? Ek kan nou nie vers, Galasiërs 4? 19. Galasiërs 4 vers 19. My kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte kry. Little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Ander woorde, luister, dit wil sê, die vervulling, die uitvloeisel van die saad is die oomblik, as Christus in jou gestalte kan kry, en die water van die lewe, en die tempel van God, en dit wat uit God uitself kom, kan uitvloei uit jou lewe uit, om lewe te skep, weg van die vloek van die vyand af. So jy is die vervulling van daardie saad. Moenie onvrugbaar wees nie. God het jou klaar bevrug. Moenie onvrugbaar wees nie. God het jou klaar bevrug.